U luister na 'n preek wat gepreek is by Stilbaai Baptiste Kerk in Stilbaai, Suid-Afrika. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webblad by stilbaibaptist.co.za. Mag u geseën word deur God se woord vandag. Ons gaan vandag na 'n onderwerp kyk wat ek dink eerste maal in my lewe wat ek 'n clickbait title gebruik het vir 'n preek se onderwerp. So die vraag daar is jy gereed vir die wegraping? Nou dis 'n baie relevante onderwerp vandag en dalk het jy nog nooit van die term wegraping gehoor nie of jy weet glad nie daarvan nie. Miskien weet jy baie daarvan. En ek het ook al agtergekom jou kerkgeskiedenis bepaal baie keer gewoonlik jou uitkyk op die eindtyd. So as jy byvoorbeeld hier is, nou praat ek uit my eie ondervinding, as jy met 'n NG agtergrond kom, dan gaan jy bitter min weet van die eindtyd, want dit was bitter min bespreek. Miskien net in die NG kerke waar ek was, maar dis maar hoe my beleef. As jy uit die AGS uitkom, dan het jy een uitkyk en dit is redelik vasgelê oor hoe dit werk. As jy uit ander kerke soos die Brethren kom, hulle het juis afgestig omdat hulle 'n unieke eindtyd gehad het. En weer eens, party ander kerke sal nooit daaroor praat nie en ander kerke sal baie daarop fokus. So, wat is die wegraping? Dis 'n term wat eintlik redelik onlangs, 'n paar, nie duisende jare nie, maar 100 of so jaar terug opgemaak is, want dit is nie 'n term uit die Bybel uit nie, maar dis 'n term verwys na dinge wat in die Bybel bespreek word, en dis soos die drie-eenheid. Die woord drie-eenheid kom nie in die Bybel voor nie, maar as jy die Bybel lees, dan kom die konsep van die drie-eenheid uit. So die wegraping verwys, soos my ChatGPT prentjie vir jou sê, na 'n tyd wanneer die kerk in die lig opgeneem gaan word. So die mense wat agterbly is die mense wat nie glo nie, en die ware kinders van die Here word dan opgeneem en ontmoet Jesus daar. Nou waarom is dit baie relevant vandag om hieroor te praat? Want 'n Suid-Afrikaanse pastoor met die naam Joshua Mlakela, dis interessant om te hoor hoe al die Amerikaanse YouTube mense die ou se naam probeer sê, het beweer dat hy 'n goddelike visioen gehad het, waar hy Jesus sien het, en Jesus het vir hom gesê, dat hy gaan terugkom met die wegraping in hierdie jaar se Rosh Hashanah fees. Dis die moderne naam is die Yom Teruah, of die fees van die trompette, dis die Joodse nuwe jaar. Nou ek weet daar is baie Christene wat glo dat ons weet nie watter jaar Jesus gaan terugkom nie, maar as hy terugkom, gaan dit by die fees van trompette wees. So hierdie pastoor het vir Suid-Afrika op die kaart geplaas, en reg oor die wêreld is die mense besig om dit te bespreek. En baie Christene het aanvaar dat hierdie datum 23 September is wanneer Jesus terugkom. Nou mense, ons sit 9 dae weg daarvandaan. Iemand, baie bekende mense soos Dani Botha, ek julle behoort te weet wie Dani Botha was, 'n bekende Christelike sanger, het ook sy stempel diep afgelê dat dit definitief 23 of 24 September gaan gebeur. Jesus gaan terugkom. So gaan dit gebeur? Gaan die wegraping 23, 24 September gebeur? Nou soos met baie eindtyd dinge, is ons kerk se antwoord 'n baie duidelike miskien. Dis wat ons is. Maar dit gaan beslis nie gebeur omdat een ou 'n visioen gehad het waar hy vir Jesus gesien het nie. So wat ons vandag wil doen is, ons wil kortlik kyk hoe verskillende maniere Bybelgelowige, geesvervulde, Christus gesentreerde kerke reg oor die wêreld die eindtyd verstaan. So hoe in die afgelope 2000 jaar het die kerk, as hulle verstaan het oor hoe die eindtyd, hoe dit gaan gebeur, hoe dit gaan werk. En dan gaan ons na een teks kyk waar die disippels vir Jesus vra, maar wanneer gaan die einde wees? So, as jy 'n nuwe Christen is, of jy is nie 'n Christen nie, en hierdie is dalk bietjie kompleks, moenie bekommerd wees nie, om al die sienings te verstaan, gaan nie op die finale eksamen wees nie. Wat belangrik is vandag om te besef, is, daar is verskillende interpretasies. Jy moet vrede maak daarmee, as jy 'n kind van die Here wil wees, dat in die ware kerk is daar verskillende interpretasies.
Dis nie die geval van, wel as daai ouens net begin hulle Bybel lees, dan sal hulle met my saamstem nie. Mense wat die Bybel 20 keer beter as ek en jy saam verstaan, wat 'n diep liefde vir Jesus het, verskil hieroor. So wat jy moet besef ook van ons kerk is dat ons hierdie verskillende interpretasies toelaat. Nou, julle sal besef en weet as julle al lank hier is, ek praat nooit oor een van hierdie dinge nie. Maar dit kan gebeur dat hier 'n besoekende prediker is of een van die lay preachers wat kom en hulle interpretasie preek. En dit laat klink asof dit is wat ons kerk glo. En nou kan ek vir julle vandag duidelik sê, dit is nie waar nie. Ons kerk, Stilbaai Baptist Church, laat verskillende interpretasies toe. Daar is interpretasies wat ons nie toelaat nie, want dit pas nie met die Bybel nie. Daar's interpretasies wat byvoorbeeld sê, maar Jesus gaan nie weer kom nie. Hy's nou weg. Of hy's dood, of hy's weg. Nee, dit is nie waar nie. Daar's interpretasies wat sê, Jesus het al reeds gekom. Ons het dit net gemis. Dis ook nie waar nie. Daar's interpretasies wat sê, Jesus gaan kom en almal gaan net gered word. Almal gaan hemel toe gaan. Dis ook net glad nie waar nie. Maar in terme van om die Bybelse teks te vat en die profeseë te interpreteer en die dinge saam te sit, is daar verskillendes. Nou ek gaan vir jou 5 noem vandag. En ek gaan dit probeer goed verduidelik, want daar's mense wat na die audio-opname luister, en hulle het nou nie die prentjie nie. So, en weer eens die terme, jy hoef nie die terme te ken nie. Die eerste een is historiese premillennialisme. Ek ken nie die Afrikaanse term nie. Historical premillennialism. Nou ken ek nie as die Engelse terme nie. Okay. Millennialisme. Okay, so dit gaan oor die millennium, dit gaan oor die 1000 jaar. Hierdie is, kom ons verduidelik gou eers wat ons probeer sê. Daar's 'n tydlyn, die tydlyn begin voor die aarde geskape is met God. Toe is daar 'n tyd wat die aarde geskape is en God het alles gemaak en die Ou Testament het gebeur. Toe kom ons by die punt waar Jesus gebore is en ons kom by die punt waar Jesus doodgaan en toe kom ons by die punt waar Jesus opvaar na die hemel. Dis waar ons prentjie begin. Dan kom ons in die tyd waar ons nou is en dan kom ons by die einde uit. So ons wil praat oor hierdie tydjie tussen wanneer Jesus opgevaar het en tot die einde. Historiese premillennialisme, gaan dit vinnig moet sê, is een van die oudste 2 sienings in die kerk. So hierdie ene saam met millennialism. Mense, dit gaan 'n lang preek wees. Okay. Millennialisme, okay. Hierdie amillennialism is die 2 oudste wat die kerk nou al die langste aan vashou. Hier is deur baie kerkvaders gehou hierdie opinie. Papias wat by Johannes geleer het, Johannes wat die Bybel neergeskryf het. Hy het hierdie interpretasie vasgehou, Irenaeus, Justin Martyr, Tertullian, baie van hulle. So kom ons kyk gou hoe hierin sê. Dit sê, Jesus word opgevaar na die hemel toe, en dit plaas ons nou in 'n tyd, die kerkera. Nou hierdie kerkera het nou al vir 2000 plus jaar, net amper 2000 jaar aangegaan, en wat hierdie interpretasie sê, daar gaan 'n tyd kom, wanneer dit gaan moeiliker raak, die verdrukking. Hulle sit nie noodwendig 'n letterlike 7 jaar daarop vas nie. Dis die tyd wat dit gaan moeilik raak en dan gaan Jesus weer kom. So daar wat daar agter staan wat jy nou nie kan sien, die kerk ontmoet Jesus in die lig. So dis die prentjie van Jesus kom weer, die kerk ontmoet hom in die wolke en hulle kom dadelik weer terug. En dan is daar die 1000 jaar millennium, dan gebeur die oordeel wanneer die Here sê my kinders, nie my kinders nie, en dan nuwe hemel en aarde vir die wie sy kinders is en ewige hel vir die wat nie is nie. So as jy nou hierna kyk, dan besef jy, in die begin was daar geen verstaan dat die kerk vir 'n tydperk weg gaan wees nie. Dis die deel nie. Hier is ook nie 'n verskil tussen hoe Israel en die kerk hanteer word nie. Dit was as een ding gesien. Die kerk en Israel saam, wie ook al gered is, of jy nou Jood of nie Jood is nie, jy ontmoet vir Jesus, jy kom terug in 'n millennium van die Here se heersing op aarde, dan die oordeel en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou, soos ek hier genoem het, hulle het nie 'n aparte interpretasie van Israel in die eindtyd nie. En dis ook waar oor ons kerk, en ek moet dit baie duidelik sê. Ons kerk
verskil oor die rol van Israel in die eindtyd. En ons gaan daai verskille toelaat. Nou daar kan ouens hier staan vir jou sê, kyk vir Israel hier, kyk vir Israel daar, en dan gaan ander ouens weer sê, nee, kyk, as twee verskillende interpretasies van Israel, en ons laat al twee toe. Kyk, dis die eerste interpretasie. Die tweede interpretasie is dispensasionele premillennialisme. Kyk, wow, fantastiese lang woorde. Dispensationalisme beteken, dispensations is blokke. Dit sê God werk met verskillende maniere, met verskillende mense in verskillende tye. Hierdie is 'n redelike moderne uitkyk en is 'n bekende uitkyk, maar dit kom hier uit die 1800s uit. En dit sê, ek gaan nou verduidelik. So op hierdie tydlyn, Jesus vaar op, nou is ons in die kerkera. Dan, sonder dat enigiemand bewus gaan wees wanneer, gaan daar 'n wegraping gebeur, en wat die hele kerk weggevat word. So dit gaan eendag gebeur, dat zoef, dan is al die kerk net weg. Dan gaan ons in 7 jaar verdrukking in. En aan die einde van daai 7 jaar, tydens daai 7 jaar, gaan Israel as 'n nasie verlos word. Dan kom die kerk saam met Jesus terug, en daar's 1000 jaar. Daar's nou hier verskil die groep self, oor hoe presies hy 1000 jaar gaan wees. Maar dit gaan die herstel wees van Israel se beloftes vervul, en die kerk regeer met Jesus vir 1000 jaar, dan kom die oordeel, en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. So die mense wat tans sê 23 September is gewoonlik die mense wat hierdie ene vashou. Dat dit gaan uit die blou tyd kom, niemand gaan weet daarvan nie, dit gaan net gebeur, en dan is ons daar. Kyk, iemand het gesê oor hierdie interpretasie, dis nie die mees algemeenste interpretasie nie, maar dis die luidste interpretasie, the loudest interpretation. Want hulle skryf die meeste boeke, hulle maak die meeste flieks, Left Behind series, al hierdie tipe boeke. Maar dis definitief nie die grootste interpretasie as jy na die hele wêreldse kerk kyk nie. Kyk, dan kom ons by die derde een wat redelik baie dieselfde is. Die enigste verskil hierso is dat hulle sê dis met verdrukking premillennialisme. So die eerste, ons is in die kerkera, dan gaan ons daai 3,5 jaar van die verdrukking beleef. So die hele wêreld gaan baie erg wees, maar in die middel gaan die kerk weggeraap word. Dan gaan daar die 3,5 jaar van Jesus se toorn, sy wrath wees. Dan word Israel verlos, die kerk kom terug, 1000 jaar saam, Israel en die kerk, oordeel, nuwe hemel en nuwe aarde. Nou, ek noem vir julle, daar's 5, dink ek 5, maar in hierdie 5 is ook soveel verskille. Daar's verskille oor waar die Antichrist nou sy rol gaan verskil. Daar's verskille oor, gaan daar nou nuwe mense gebore word in hierdie 1000 jaar? Gaan mense kan doodgaan? Presies, wat gaan nou met Israel gebeur? Gaan ons almal in Israel gaan bly? Daar's soveel verskillende interpretasies, selfs in hierdie een interpretasie. Dan kom ons by die 4de ene, en dis postmillennialisme. Okay. Dit is ek gaan hom eers verduidelik. Dit sê ons is nou in die kerkera. En wat gaan gebeur is, die evangelie gaan net al meer versprei, en dan gaan groot herlewings wees, groot revivals, sendingwerk gaan uitbrei, omtrent die hele wêreld gaan Christen word. En so dan gaan omtrent 1000 jaar periode wees, waar die aarde basies 'n tuiste vir Christene is. Dan gaan Jesus terugkom, en net soos daai eerste ene, gaan die kerk nie lank weg wees nie, hulle ontmoet Jesus in die lig, en hulle kom terug vir die oordeel, en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou hierdie, moet ek sê, is seker van al 5 die interpretasies, is die een wat ek die meeste sukkel om die Bybelse tekste by te pas. Maar hierdie was groot in die 1800s. Jonathan Edwards, B.B. Warfield, John Owen, R.C. Sproul op 'n stadium. Wel, hy is nou nie so oud nie. Hulle almal het hierin geglo. Want hulle het in 'n tyd geleef waar sendingwerk verskriklik versprei het. Hulle het in 'n tyd gelewe waar daar massiewe herlewings reg oor die wêreld was, waar volke en nasies en dorpe verander is. En hulle het gesê, ouens is op pad hiernatoe. En toe draai dit nou. Die laaste ene is Bybelse amillennialisme. Okay. Hierdie is, soos ek sê, saam met historical premillennialism, is dit een van die oudstes. Daar is 'n liberale vorm hiervan, wat sê, ja, Jesus gaan nie weer terugkom nie, dis nie waarvan ons praat nie.
Bybelse amillennialisme sê, die 1000 jaar is nou. Ons is nou in die 1000 jaar. Die 1000 jaar is 'n simbool van die kerk-era. So ons lewe in 'n tyd waar daar altyd verdrukking gaan wees, wat erger gaan word en erger gaan word, dan op 'n stadium gaan Jesus terugkom, en die kerk gaan hom ontmoet in die lig, en hulle gaan terugkom, en dit gaan die oordeel wees, en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hierdie ontmoeting wat die amillennialisme en die historical dis die idee, hulle kry dit van, as 'n koning uitgegaan het, en het 'n oorlog gewen, en hy kom terug, dan het die hele stad uitgegaan, en langs die pad gaan staan, en soos die koning inkom, het hulle dan saam met hom in die stad ingekom. En so baie Bybelse interpreteerders sê, dis die prentjie hiervan om Jesus in die lig te ontmoet. Die koning kom oorwinnend terug, en ons ontmoet hom buite die stad, en ons kom saam met hom terug. Okay. Nou as jy meer hieroor wil uitvind, want ek gaan nie tyd hê om al die tekste hierso te hak nie. Daar's baie goeie boeke. Hierdie boek, The Rapture, Pre-Tribulation, Pre-Wrath of Post-Tribulation, is 'n baie goeie boek as jy belangstel. Dis nogal kompleks, want wat hy doen is, hy het 3 persone gevat, wat aan die verskillende interpretasies glo. Dan gee die een nou sy verduideliking, hoekom dit so is, en dan kry die ander 3 'n kans om teen hom te praat. Dan skryf die tweede ou syne, en dan gee die ander ou kans, dan die derde ou syne. So dis 'n baie komplekse boek, wat dit in verskriklike detail vat. En as jy aan die einde van die boek kom, dan besef jy, nie een van die ouens het die ander ouens oortuig nie. Diep, gelowige, slim manne, luister na mekaar se opinies, luister na die tekste, en hulle sê, ek stem nog steeds nie saam. Okay. Daar's baie goeie preke ook. Richard Botha het 'n paar preke hieroor gedoen. Richard Botha glo ook nie in 'n tyd dat die kerk weggevat gaan word en vir 'n ruk weg gaan wees nie. Hy glo ook in 'n ontmoeting. Maar as hierdie prentjies vir jou 'n bietjie laat verdwaal het, moenie bekommerd wees nie. Begin met die basiese beginsels. Die basiese beginsels is, Jesus kom weer. En jy gaan voor hom moet staan, en hy gaan vir jou vra, is jy my kind? Ek weet nie of julle ooit van Pascal's wager gehoor het nie. So die baie bekende wetenskaplike Pascal was 'n uitgesproke Christen, en hy het altyd gepraat oor Pascal's wager. En hy het vir mense gesê wat nie in God glo nie. Hy het vir hulle gesê, dis baie belangriker vir jou om seker te maak dat jy reg is, as wat dit vir my is. Die rede is, as ek verkeerd is, ek het 'n goeie lewe gelei, ek was lief vir die Here, ek was lief vir my vrou en my kinders, ek het hard gewerk, ek gaan dood, ek vind daar's geen God nie, oh well. Maar as jy verkeerd is, dan gaan staar jy ewige hel in die oë. So jy moet seker maak dat jy reg is. Anders gaan jy jouself 3 keer skop, en vir ewig. En so dis Pascal's wager. So die belangrike ding is om gereed te wees. Wat ons nou wil doen is, of ons na 'n teks kyk, wat die disippels gekom het en vir Jesus gevra het, maar wanneer is dit? Okay, vers 28, Markus 13, vers 28 tot 37. Jy kan jou Bybel daar oopmaak. Voor ons saam lees, kom ons bid net weer saam. Ja, Here, baie dankie dat ons kan uitkyk na die dag wat U weer kom. Dit lyk vir ons, U het nie genoeg vir ons gegee om presies te weet wanneer dit is nie. Maar Here, dit lyk of dit ook so beplan was. Here, dat U vir ons in Korintiërs sê, nou kyk ons maar in 'n spieël vaag weg en ons profeseer vaag weg, maar eers dan gaan ons kan sien en verstaan. En so Here, help ons om te sien wat ons moet sien en verstaan wat ons moet verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees daar Markus 13 vers 28 waar dit sê, so Jesus se disippels het nou gekom en hom gevra, Here, wat gaan hulle vra eintlik vir hom 2 vrae. Hulle vra vir hom, wanneer gaan die tempel vernietig word, wat in 70 na Christus gebeur het, en wanneer gaan die einde wees? En sy antwoorde beskryf al 2 dinge. So 'n bietjie moeilik om altyd te verstaan, praat hy nou van die tempel, of praat hy nou van die eindtyd, maar ons kan die basis verstaan. Nou kom ons hier en hy praat nou oor die eindtyd. Vers 28, leer hierdie les van die vyeboom. Sodra sy takke begin sag word en sy blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat dit naby is voor die deur. So ouens soos, ek het nou nie na al Dani Botha se video's gekyk nie, maar ouens soos hy sal sê,
Maar ouens, die teken sê vir ons is nou. Ons hoef nie te worry oor dat mens nie gaan weet en alles nie. Die teken sê vir jou, as jy nou kyk wat in Israel gebeur, en jy kyk wat hier gebeur, en jy kyk wat daar gebeur, dan sien ons die vyeboom, so ons weet dis nou. Is dit waar? Dis nie waar nie. Toe hulle vir Jesus gevra het, Here, wanneer is die eindtyd? Toe het hy nie vir hulle gesê, okay, ouens, haal julle kalenders uit, blaai gaan na 2025 toe, daar September 23, maak 'n sirkeltjie daar, dis wanneer ek weer kom nie. Hy het dit baie vaag weghou, en hierdie sê nie vir jou wanneer dit gaan gebeur nie. Nou ons het 'n pragtige vyeboom daar by ons huis, en gister toe sien ek sy lote het uitgestoot. Nou kan ek na die boom kyk en sê, oh, wow, okay, 4 Desember kom die somer. Kan ek dit sê? Nee. Gister het die boom vir my gejok, want vandag is dit koud. So. Jy kan nie na die boom kyk en 'n datum hê nie. Jy kan dan nie die boom kyk en presies weet wanneer nie. Jy kyk na die boom en sê, dit kom. Dit kom. En dis wat Jesus probeer sê oor die tekens van die eindtyd. Die tekens gee nie vir jou 'n datum nie. Die tekens sê vir jou, dit kom. Jesus kom weer. Sien uit, wees gereed. Jesus kom weer. Wat ons nou nog gaan sien is dat op hierdie stadium het Jesus nie die datum geken nie. Jesus self het nie geweet nie. Maar hy het 'n volle kennis van die Bybel gehad. So Jesus wat 'n volle kennis van die Bybel het, kyk daarna en hy sê, ouens, ek weet nie. En in 2025 ouens kom 'n ouens sê, moenie worry nie, Jesus, ons gaan weet. Ons gaan dieselfde Bybel lees en ons gaan vir jou sê. Is dit nie arrogant nie? Is dit nie arrogant om teen die Jesus op te staan en sê, ja, maar u kan dit nie verstaan nie, maar ons is slim genoeg om dit uit te werk. So, Jesus gebruik 'n gelykenis en sê, wanneer jy na die vyeboom kyk en die lote word uitgestoot, dan weet jy die somer is op pad, en net so, as ons na die dinge kyk wat om ons gebeur, dan is dit 'n herinnering, Jesus kom weer. Vers 30. Amen, ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Nou hierdie is 'n moeilike vers om te verstaan, en dit hang af van wat bedoel word met hierdie geslag en al hierdie dinge. So daar's 'n paar maniere om dit te verstaan. As hy gepraat van hierdie geslag, dan praat hy van die mensdom. So dit moenie worry oor 'n meteoriet wat die aarde gaan vernietig nie. Die mense sal lewe tot die einde, tot Jesus weer kom. Hierdie dinge kan ook verwys na die vernietiging van die tempel. So moenie, julle wat hier staan, julle gaan die tempel se vernietiging beleef. Of, en ek dink meer hiernatoe, wat hy sê is, hierdie geslag sal die tekens begin ervaar, wat vir die kerk sê, Jesus kom. Julle ouens gaan hierdie dinge wat oorlog, gerugte van oorlog, gevangenskap, julle gaan dit ervaar, as 'n teken dat Jesus weer kom. Nou, ouens vat hierdie verse en hulle buig dit uit. Hal Lindsey het 'n boek geskryf, The Late Great Planet Earth. Wie ken daai boek? 26 miljoen kopieë verkoop daarvan. Hal Lindsey het gesê, Jesus kom 1988 terug. Die ironie is vir my dat mense steeds aangehou het om die boek te koop na 1988, maar nou ja, hy het na hierdie vers gegaan en gesê, okay, Israel was in 1948 weer 'n nasie geword, 'n generasie is 40 jaar, so daarom kom Jesus 1988 terug. Iemand het gesê, moet nooit 'n ou vertrou, wat die Bybel in die een hand het en 'n kalender in die ander hand nie. Dis een versie en dan bou jy al hierdie dinge op. Okay. Vers 32. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, net die Vader. Pas op en wees waaksaam, want julle weet nie wanneer die vasgetelde tyd daar is nie. So hy sê dit reguit vir hulle, niemand weet nie. Enigste persoon wat op hierdie staan en weet, is die Vader. Nou ek glo Jesus weet nou weer. In sy aardse vorm het Jesus van sy vermoëns een kant toe gesit. Sy vermoë om alomteenwoordig te wees was nie waar toe hy op aarde was nie. Sy vermoë om alles te weet was nie waar toe hy op aarde was nie. Maar nou is hy weer in sy verheerlikte vorm. So hy weet nou, maar op aarde het hy nie geweet nie. So wat is die opdrag? Die opdrag is nie, julle weet nie, daarom gaan kyk YouTube video's tot julle weet nie.
Gaan doen jou sommetjies tot jy dit kan uitfigure nie. Hy sê, pas op en wees waaksaam, want jy weet nie. Dit kan nou wees. Dit kan oor 1000 jaar wees. Gaan jy daai kans vat om te sê, ek dink nie dis nou nie. Pas op en wees waaksaam. Wat dan nou van, as ek nou hierdie sê, dan gaan daar nou mense, dalk nie in ons kerk nie, maar anders, Karel J, jy is so dwaas. Jy weet nie wat aangaan nie. Die Bybel sê nie dat ons nie gaan weet nie. Die Bybel sê ongelowiges gaan nie weet nie. Ons gaan weet. Dan gaan hulle na tekste toe soos hierdie. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê daar's vrede en veiligheid, kom as skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval en hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle broers is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. So ons gaan na hierdie teks toe en sê, Karel J, gelowiges kan weet. Ons is nie in die duisternis nie, ons kan weet. Is dit wat daai teks sê? Nee. Die teks sê dit, niemand weet nie. En so as dit gebeur, gaan die gelowiges onkant gevang word. Maar ons wat die Here ken, gaan elke dag gereed wees, so dit kan enige dag kom en dit gaan ons nie onkant vang nie. Dis wat die teks sê. Die teks sê nie jy kan uitfigure nie. Die teks sê leef sodat dit jou nie onkant vang nie. Wanneer dit ook al gebeur. Nou, ek het nie baie video's gaan kyk nie, maar die een het nou byvoorbeeld ook gesê, nee ouens, julle toe Jesus gesê het, julle weet nie die dag en die uur nie, toe verwys hy na 'n idioom wat hulle gebruik het, wat verwys na die fees van trompette. Dis wat hulle dit genoem het, want niemand het geweet wanneer die nuwe maan gaan kom nie. So daarom as hulle gesê het, dit gaan niemand weet die dag en die uur nie, dan hoor hulle, dit gaan gebeur op die fees van trompette. Nou klink dit goed? Wow, dit klink besonders. Daar's nie een geskiedkundige bewys dat hulle ooit na die fees van trompette verwys het as ons weet nie die dag en die uur nie. Dis opgemaak. Dis storie, fake news. Moenie val vir fake news nie. Hou vas aan die Bybel. Die Here sê jy weet nie, wees gereed. Elke liewe keer in die Bybel, wanneer iemand iets oor die eindtyd wil sê, dan sê die Here, wees gereed. Doen jou werk, wees gereed. Okay. Nou terug na Markus, vers 34. Nou vertel Jesus weer 'n storie. Dis soos 'n man wat op reis is, sy huis agterlaat en die beheer oordra aan sy slawe. Elkeen met sy eie taak en die deurwag beveel om waaksaam te bly. Bly daarom waaksaam, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, teen die aand, om middernag, teen hanekraai, vroegoggend nie. Moenie dat hy, wanneer hy onverwags kom, julle aan die slaap kry nie. So wat doen die eienaar? Hy sê, ek gaan weg, julle het 'n werk. Wat sê hy nie? Wat doen die eienaar nie? Hy sê nie vir hulle wanneer hy terugkom nie. Wat doen die eienaar nie? Hy sê nie vir hulle, spandeer ure om te probeer uitfigure wanneer ek terugkom nie. Wat doen die eienaar nie? Om vir hulle te sê, oordeel almal wat met julle verskil oor wanneer ek gaan terugkom nie. Wat doen die eienaar? Hy gee vir hulle werk om te doen en hy sê, bly wakker, wees gereed. Iemand wat heeldag lang YouTube video's maak om te verduidelik wanneer Jesus weer kom, is ongehoorsaam aan die eienaar. Want hy het gesê, gaan doen jou werk. Iemand wat heeldag sit in YouTube video's kyk en boeke lees oor die eindtyd, is ongehoorsaam aan die eienaar, want hy het gesê, gaan doen jou werk. En wat is ons werk? Wees lief vir God, wees lief vir jou naaste, gaan maak disippels. Dis waar jou tyd moet wees. Vers 37 dan eindig hy en sê, wat ek sê, wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Ouens in 2025, julle gaan nie slimmer wees nie. Hier is die boodskap vir almal. Bly waaksaam. Wees gereed. Moenie mislei word nie. Doen jou werk. Wees gereed. So kom Jesus as gevolgtrekking nou. Kom Jesus op 23 September. Gaan die wegraping op 23 September gebeur. Dink net hoe wonderlik dit sal wees as dit is. Is jy opgewonde dat dit dalk kan wees? Is jy opgewonde dat toevallig het hierdie ou dit nou reg geraai? Is jy opgewonde daaroor? Of vrees jy
wat gaan moet gebeur as Jesus vandag moet kom. Dit sou baie verkeerd wees om te sê, dit kan nie 23 September wees nie, ons het nog baie tyd. Dis dwaas. Dit sou baie verkeerd wees om te dink, Jesus kom 23 September, so ek kan vir die wêreld lewe tot 21 September, en dan 22 September gaan ek regmaak met die Here, en dan gaan ek hemel toe gaan. Dit werk ook nie so nie. Maar hoe wonderlik sal dit wees, as dit nie 23 September kan wees, of 14 September kan wees nie. Om die Here te kan sien, om die stikkend en die moeilik van hierdie lewe agter te laat. Ons wil saam met Paulus uitroep in 1 Korintiërs, Maranatha, kom Here Jesus. Maar intussen, laat ons besig raak. Intussen laat ons werk doen. Want dis waarvoor ons geroep is. So nou, daar's tyd, ek het gehoop ons gaan tyd. Is daar enige vraag? Enigiemand wat iets wil sê, of iets wil vra? Ja. Ja, so daai millennium 1000 jaar, so ek sê daar's baie van die groepe sê dis 'n letterlike 1000 jaar, party sê dis 'n bestaan nie. Vir die wat sê dit bestaan, dit gaan 'n tyd wees wat Jesus letterlik na die aarde toe kom en hierso heers. So daar's verskillende opinies oor waar die ongelowiges gaan wees. Daar's party wat sê nee, hulle gaan buite bly, maar hulle gaan met eerbied kom doen aan hom. Daar's party wat sê hulle gaan weg wees. Dit gaan net Jesus wees wat heers oor hierdie aarde. Maar ja, dis 'n letterlike 1000 jaar en so wat die dispensational premillennialism sê is dat dis wanneer die tyd wat al die beloftes wat Jesus vir Israel gemaak het, wat nog nie vervul is nie, vervul gaan word. Amillennialism sê nee, al die beloftes wat die Here vir Israel gemaak het, word in die kerk vervul. Dis nie nodig om dit vir Israel te doen nie. Dit word vir die kerk gedoen. Dis die interpretasies. Ja, Johan. Dis 'n baie goeie vraag. So wat dit sê is dis ook weer wanneer word die aarde net gemaak, voor of na die millennium, dis verskillende interpretasies, maar wat dit sê is die aarde soos ons hom ken gaan oorgemaak word en die hemel en die aarde gaan een word. So daar's 'n grootsheid van 'n dimensie wat ons nie ken nie, wat deel word van die aarde. So ek dink daar's waar die spasie gaan wees. So vir baie jare het die kerk geglo, baie mense in die kerk, jy gaan dood en jy gaan hemel toe en jy bly in die hemel vir altyd. Dis nie waar nie. Die hemel is die tydelike plek totdat die hemel en die aarde een word en ons vir altyd en altyd daar gaan woon. Maar maar daar's baie interpretasies wat sê al die Christene ooit gaan in Israel lewe vir die 1000 jaar en ek gaan 'n tight squeeze wees daai so. Hendrik, ja. Wat moet jy doen as jy die wegraping vrees? Ja, daar's net een rede hoekom jy die wegraping sal vrees. Eintlik twee redes. Daar's twee redes hoekom jy die wegraping vrees. Die eerste rede sal wees ek is nie reg met God nie. Nou iemand het eendag by 'n jeugkamp waar ek was, toe vra die persoon, wat as ek nou 'n sonde doen en ek is op pad huis toe om te vergifnis vra vir die sondes en op pad huis toe ry 'n bus my dood, gaan ek hel toe? En die ou sê jy het nie verstaan nie. Dit gaan nie oor my dade nie. As ek 'n kind van die Here is ek 'n kind van die Here of ek nou vandag 'n sonde gedoen het of nie. So daar hoef nie 'n vrees by ons te wees dat hy gaan weer kom en ek vergeet om vir jammer te sê vir daai sonde nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. As ek sy kind is dit 'n goeie dag. So dis die eerste vrees is as ek nie sy kind is nie. Die tweede vrees is wat as ek my tyd gemors het en nie vir almal gesê het nie. Wat as Jesus 23 September moes terugkom en ek het nog nie vrede gemaak met daai persoon wat ek haat nie. Ek het nog nooit vir daai ou gaan jammer sê nie. Ek het nog nooit vir daai mense van Jesus gaan vertel nie. Dis ook 'n vrees. En dis hoekom Jesus sê, ouens, kom aan die werk. Julle weet nie wanneer ek kom nie. Kom aan die werk. So. Enige vrae? Ja, John. Ja, so wat John sê, een opinie, een interpretasie is die vyeboom is die bruid, die kerk wat haarself gereed maak, of sê jy Israel, wat is die bruid vir jou? Okay, that's a good question that a lot of people ask. If eternity is going to be perfection with God, why would Jesus rule 1,000 years on earth before that? And so a millennialist will say, yes, we don't believe it's like that. So that's their answer. For a lot of people, the answer here is because God still needs to fulfill His promises with Israel. And so for that's going to be the 1,000 years. Now with this crowd, I'm not quite sure. Why? So the millennium is mentioned in Revelation 19, is it somewhere there? So it's mentioned in the Bible.
So you have to decide, is it a literal 1,000 years and then try to figure out what's going to happen then? Or is it a description of the church period? And that's why. So the people who say it's there say, because I read it in Revelation. I might not know what the purpose of it is, but it's there in Revelation. So I'll quickly explain. The amillennialism view is that pre-dispensationalist and historical reads Revelation. Ek gaan dit in Afrikaans sê. So hulle lees Openbaring as een lang lyn. Dit gebeur, dan gebeur dit, dan gebeur dit, dan gebeur dit, dan gebeur, dan kom die einde. Amillennialism en van die mid-trip ouens lees dit as recapitulation. So die eerste 7 seals is the whole future. Die volgende 7 trompette vertel hy weer die storie. Die 7 bakke vertel hy weer die storie, elke keer van 'n inne. En dan sê hulle die 1000 jaar vertel hy weer die storie. So dis hoe hulle die 1000 jaar kry as die tyd waarin ons nou is. Nog enige vrae? Okay. So kom ons bring net alles bymekaar. As jy regtig verstaan wat in die kerk aangaan en hoe mense wat lief is vir die Here en die Bybel bestudeer hieroor verskil, is dit absoluut arrogant om te sê my manier is reg. En geen ruimte te laat dat iemand anders dalk reg kan wees nie. Dis arrogant. Dis selfwaan wat dit sê. Dis belangrik om al die maniere te redelik te verstaan, nie in detail te verstaan nie. Want as jy dink dit is so en dit is eintlik so, dan moet jy verstaan. Okay, ek was verkeerd. Hierdie is nou die manier. Die ander ding ook van profesie, en ek het dit in my gebed gesê, as jy kyk na die profesie oor Jesus se geboorte, is daar baie profesie wat die ouens nie verstaan het nie. Hoe kan Jesus nou uit Nasaret kom, maar hy kom uit die Bethlehem uit en hy kom uit Egipte uit? Hoe werk dit? En hier word Jesus gebore as 'n kind van Nasaret, gebore in Bethlehem, vlug na Egipte, kom terug en almal gaan, dis hoe dit werk. Ek dink die eindtyd is presies dieselfde. Ons word nie genoeg gesê om te kan verstaan hoe dit gaan werk nie. Maar ons word genoeg gesê dat wanneer dit gebeur, ons sê, okay, dis hoe dit werk. Dis hoe dit gaan wees. So moenie jou kop breek om al die detail te verstaan nie. Die belangrikste ding is, wees gereed. Jesus kan vandag kom, wees gereed. As 'n bus jou vandag hier buite tref, dan is dit jou laaste dag. Never mind of Jesus gekom het of nie. En doen jou werk. Laat ons werk doen om lief te wees vir God, lief te wees vir mense en ander mense van Jesus te vertel. Kom ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, dankie vir u waarheid wat genoeg is. U sê dalk nie alles wat ons wil weet nie en u gee dalk nie oral detail waar ons detail wou gehad het nie, maar u gee vir ons genoeg om in volheid vir u te kan lewe tot u weer kom. Here, help ons om elke dag gereed te wees. Help ons om nie maar net in dwaasheid te dink, ag, ek sal reg wees nie. Help ons om na ons lewens te kyk en te sê, maar as al hierdie dinge waar is en u wel môre kom, gaan ek gereed wees. Wat gaan u vir my sê as u môre opdaag? So Here, help ons nie om nie tyd te mors nie. Help ons om nie ons lewens te mors nie, maar om alles vir u te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil eindig deur 2 dinge te sê. Die eerste ene is, wees bly dat ons verskillende interpretasies toelaat. Dink net hoe die kerk sou gewees het as elke ou met sy spesifieke opinie sy eie kerkie sou wou gehad het. Ons wil die Here saam aanbid. Ons kan hom saam aanbid, saam dien, saam vir hom leef. Al verskil ons oor hierdie dinge. En dis nie dat jy nie 'n opinie mag hê nie. Jy mag 'n interpretasie hê. Jy mag baie sterk voel oor jou interpretasie. Maar hê die genade om te verstaan die ou langs jou verskil dalk van jou en is nog steeds lief vir die Here. En die tweede ding wat ek wil vra is, daar is al 300 voorspellings gewees van die rapture. En dis hartseer, want baie keer verloor mense hulle geloof daarin. So ek wil vir jou vra, bid vir Dani Botha. As, ons hoop eers, hy's reg vir die sin dat die Here weer kom, dis 'n goeie ding, maar as hy nie reg is nie, dink net aan hom in hierdie situasie. So daar's 2 dinge wat die mense doen, of hulle verander hulle datum, of hulle maak asof hulle dit nooit gesê het nie. En bid vir die mense wat seer gaan kry, omdat hulle dinge geglo het wat nie van die Here is nie. En dat hulle nie hulle geloof in die Here sal verloor nie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel.
Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag van voor alle tye en ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ons hoop u was geseën by die aanhoor van God se woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.